1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Ou jaskaboutertjie. Op die stoep voor die groot groen huis sit oupa Bill en sy kleinseun, klein Billy. Dis al laat en klein Billy moes lankal in die bed gewees het. Ouma het hulle 'n paar keer vir oupa kom sê dat klein Billy moet inkom, want die aandlig is glad nie goed vir die kind nie. Ag, ouma, sê oupa, die kleinkind kan môre laat slaap. Hy hoef mos nou nie môreoggend so vroeg op te staan soos ander dae nie. Môre kuier hy mos ook nog hier en daar is nie die gejaag van vroeg opstaan om betyds by die bewaarskool afgelaai te word nie. Laat hom nou maar vanaand nog opbly. Ja, alle miskie, sê ouma. As Klasvakie hier in die straat afkom en die ander kinders se slaapsandjies en droomstories bring, het hy nie tyd om te kom sit en wag totdat julle klaar na die maan gekyk het nie. Maar nou ja, maak dan maar soos julle wil. Dis waar wat ouma sê. Klasvakie het al amper al die kinders in die straat aan die slaap en aan die droom. Toe hy by oupa se huis verbykom, sien hy die twee daar buite op die stoep sit. Oupa het 'n dik woltrui aan en klein Billy het sy warm kamerjassie en pantoffels aan en is ook styf toegewikkel in ouma se kniekombers. Sy wange is eintlik rooi, so lekker warm kry hy. Hy sit lê agteroor in die groot stoepstoel langs oupa se. Maak Klasvakie met sy mond. Ek kom nie vanaand weer terug na die huis toe nie. Ek het te veel ander draaie om nog te loop en dan is ek buitendien te moeg om terug te kom as ek klaar is. Vanaand moet klein Billy maar sonder droomstorie bly, sê hy en neem sy slaapsak met die slaapsandjies en droomstories en stap verder na die volgende huis. So eentjie van die stoep af staan die grootse ringbome met die voëlhokke daaronder. In die somer val daar bedag skoelte oor die hokke. In die winter, wanneer al die blare van die bome af is en die bome slaap en goed uitrus vir die groei in die somer, skyn die son weer warm op die groot hokke. In die hokke kan die voëls heen en weer vlieg en hulle vlerke klap vir oefening. Daar is ook wye, plat bakke vol water in die hokke. Daarin bad die voëls as hulle warm kry. Maar nou is dit donker. Die maan kruip weg agter die wolke. Kort hoor klein Billy 'n gekrits hier en 'n gegrits daar, soos die nagdiertjies onder die droë blare op die grond rondkruip. Daar is muise wat sonneblomsaad by die voëlhokke soek en krieke wat hulle viole blink vryf en dit wegpak. Gedurende die koue herfs- en winternagte hou hulle nie so baie musiekkonsert met die viole nie. Tot die paddas kwak dan ook nie heel nag soos in die somer nie. Kort val van die droë blare uit die bome, maar 'n mens kan hulle nie altyd so goed sien nie. Dis te donker. Jy hoor hulle net ritsel. Het oupa gesien dat die bome se blare nie so mooi gekleurd is soos die wingerdsin hier langs die huis nie. Daardie blare is geel, bruin, oranje en rooi. En hierdie is net groen of geel. Hoekom verf die kabouters nie vir hulle ook so mooi nie? Wil klein Billy weet. Oupa sit eers 'n rukkie en dink voordat hy antwoord. Die Billy wil net altyd van kabouters weet. Oupa moet gedurig vir hom van hulle vertel. Partykeer is oupa se keel seer van al die vertel. Maar as oupa klaar gepraat het, sê klein Billy net weer: "Toe oupa, vertel nog van Kosie kabouter en sy maatjies." "Ja, jong," sê oupa nou. "Jy moet darm onthou dat daar baie blare is om te verf. Partykeer is dit altyd dat die blare moet afval voordat die kabouters genoeg tyd gehad het om klaar te verf. Hulle kan ook nie sommer enige tyd begin verf nie.
Hulle moet wag totdat dit bedags begin koeler word en dit herfs is. Oupa, miskien kom verf die kabouters vanaand weer verder aan die blare. Dalk sien ons hulle. Nee, oupa, vra klein Billy. Ja, sê oupa. Ons moet net baie stil sit. Die kabouters sal nie uitkom as ons raas nie. Jy weet, hulle is maar skrikkerig vir mense. Hulle is so klein en veral vir groot mense baie bang. Maar dis nou so donker, oupa, sal ons hulle ooit kan sien? Die groot volmaan sal net nou daar ver agter die wolke uitloer. Dan is dit lig genoeg vir die kabouters, sê oupa. En dit was ook so. Nie lank nie, of daar kom die groot ronde blink maan uit. Tussen die bome deur skyn hy. O, maar die maan is groot, oupa. Hy is groter as die grootste seebal wat ek nog ooit gesien het. O, dis mooi. Nee, oupa. Kyk net hoe lig is dit nou. Ek kan die blare en takke van die bome mooi duidelik sien. O, dis pragtig. Die groot blink maan. Oupa, nou sal die kabouters darm goed kan sien waar hulle moet verf, sê hy weer. Hy wens en wens dat hy 'n kabouter kan sien. Lank sit hulle so, doodstil. Elke keer wanneer hy so 'n gekrits hoor, dink klein Billy, dis seker nou die kabouters. Maar hy sien net mooi niks. Intussen het Klas Fakie al klein Billy se maatjies besoek en toe hy in sy slaapsak kyk, sien hy nog een laaste kort ou droomstorietjie. Ek sal die droomstorietjie maar gou vir klein Billy neem, sê hy. Ek is darm nie vanaand so moeg nie. Toe hy daar by oupa se huis aankom, sien hy dat oupa en klein Billy doodstil sit en na die maan en boomblare en die boomtakke kyk. Versigtig kruip hy agterom die twee stoele. Hy lig die slaapsandjies en die droomstorie uit die sak en strooi dit versigtig oor klein Billy se koppie. Toe draai hy om, maar o aarde, hy gly en 'n paar slaapsandjies val ook op oupa. O tyd, sê Klas Fakie. Klein Billy gaan nou slaap en droom en oupa gaan ook nou van die slaapsand slaap. Ek hoop maar ouma kom haal hulle voordat dit te koud word. Oupa en klein Billy het natuurlik nie vir die ou vaal mannetjie, ou Klas Fakie gesien nie. Hy glip altyd so vinnig, soos hy maar kan, weer weg. Klein Billy kyk nog weer so na waar 'n paar blare roer. En kyk, daar sien hy dit. Dis so ware mannetjie. Dit lyk asof die ou mannetjie nie pintskoentjies en 'n lang broekie aan het soos die wat ander kabouters dra nie. Dit lyk asof hy net 'n wye jas aan het. Elke keer as die mannetjie se arms oplig, gaan die jas oop en weer toe. En kyk, daar wink die mannetjie vir hom. Oupa, dis 'n regte kabouter wat vir my so waai, sê klein Billy, maar oupa antwoord nie. Oupa het al klaar van die slaapsandjies in die slaap geraak. Ou mannetjie, wat maak jy daar? Vra klein Billy. Ek verf, jong. Ek is 'n haastige kabouter. Ons het so baie werk en dit word nou so vinnig winter. As ons nie baie vinnig werkie, sal ons nooit al die blare betyds klaar geverf kry nie. Maar werk jy dan alleen in die bome? Vra klein Billy weer. Nee, kyk daar aan die ander kant tussen die takke. Daar werk my maats. Klein Billy kyk na die verste bome se kant toe. Die blare beweeg aaneen. Hulle beweeg heen en weer en op en af soos die kabouters hulle verf. As 'n mens nie van julle weet nie, sal jy dink dis die wind wat die blare so laat roer en afval, sê klein Billy. Die kabouters lag net en verf maar aaneen. Mag ek ook asseblief kom help verf? Vra hy weer vir die kabouter met die wye jas. Ja, sekerlik, sê die jaskabouter. Jy kan die bessies hier in die bome geel-bruin kom verf. Ek sal jou sommer nou kom help sodat jy hiernatoe kan kom. Kyk net hoe hang die trosse bessies wat nog geverf moet word. Die jaskabouter hang sy verfemmertjie versigtig aan 'n takkie op
sodat die kosbare verf nie moet uitval nie, en kom na klein Billy toe. Hy steek sy hand uit en sê, "Kom, kom, dan help ek jou." Klein Billy steek albei sy hande uit, maar o, toe skrik hy groot. Ouma staan hier by hom. "Kom, kom, dan help ek jou," sê sy en tel klein Billy op en dra hom kamer toe. Ag, klein Billy begin sommer huil. Die jaskabouter is weg. Al die ander kabouters is ook weg. Nou sal hy seker nooit weer kans kry om saam met hulle te verf nie. Ouma paai hom en praat mooi. Sy maak hom warm toe onder die komberse en sy wonder hoekom hy dan so huil. Toe gaan sy na oupa toe wat vakerig en deur die slaap van buite af inkom. Die kind het glad te lank buite gebly, sê sy. Hy is nou heeltemal ontstel en huilerig. Die koue lug was seker glad nie goed vir hom nie. Maar hoe moes ouma nou weet dat dit oor die kabouters is dat hy so hartseer is? Die volgende oggend staan klein Billy weer op die stoep en kyk na die blare in sy ringe bessies wat in die geel-bruin trossies aan die bome hang. En toe sien hy dit. 'n Stukkie bont materiaal in die boom. "Oupa," roep hy, "kom kyk hierso. Daar bo in die boom hang 'n stukkie lap. Dit lyk net soos die jaskabouter se jas. Dis dieselfde kleur. Dit het seker van sy jas afgeskeur." Oupa kyk ook na waar Billy wys. "Ja, waarlik, daar hang 'n stukkie lap." "Ja, dis seker 'n stukkie van die kabouter jassie," sê oupa. "Die ou kaboutertjie het seker te vinnig uit die boom gespring en toe skeur sy jas." "Dis omdat hy geskrik het, oupa. Hy het vir ouma geskrik." Oupa wonder. Het Klasvagie dalk vir klein Billy 'n storie van kabouters gebring? Hoe sal hy tog ooit weet? Fluit, fluit. My storie is uit.